Goeiemôre, liewe vriende. Is dit nie 'n voorreg om weer vanoggend hier te wees nie. Ons is vanoggend 'n klein groepie, maar ons is 'n intieme groepie. En so verwelkom ons weer vanoggend vir Dominee François Smit hier by ons. Almal ken hom reeds, een van ons leraars in die Klowe familie. Welkom en sterkte François. Dominee Dewald is met kanselreiling vanoggend dan nou by Groenkloof gemeente. Ons sê ook welkom vir Rian Stein, wat vanoggend ons gaan begelei met musiek. Baie dankie en welkom. Dan, julle het seker al 'n bietjie op die webblad gaan rondkyk en gekyk na ons nuusbrief daar ook. Deesdae is dit is nogal 'n besige nuusbrief, want daar is soveel dinge wat hier gebeur. Soos eintlik sê net hoe betrokke ons oral is. So weer eens 'n uitnodiging, gaan kyk gerus wat daar op die webblad ook verskyn. Nou ja, kom ons kyk. Dewald het vir my ook 'n klompie goed hier gesê wat ek net moet oordra. Is nou weer enige nuwe lidmate uit om na die tyd hier voor by die nagmaaltafel ook by mekaar te kom. Een van die kerkraadslede sal daar wees om julle welkom te heet en 'n bietjie te vertel van die gemeente ook verder. Goed. Daar is vanoggend ook daar geen kinderdiens en dit is dan ook soos julle sou gesien het hier buite met die pink linte om al die bome. Dis borskankermaand. Ek is seker almal is bekend met iemand wat alreeds 'n pad daarmee gestap het. Lees gerus wat in die nuusbrief ook daaroor staan, die realiteite daarvan. En ons dink in die besonder. En ons dra ook mense wat 'n pad daarmee loop in hierdie maand op. Kom ons kyk verder. Dan is daar ook julle weet mense, wel, kom ons begin by bye is sosiale insekkies, nê. En as bye uitgevlieg het en hulle kom op blomme af, dan kom hulle terug na die nes toe. En dan doen hulle wat bekend staan as 'n waggle dance, waar hulle mekaar vertel. En so is ons ook sosiale wesens. En hierdie by mekaar kom hier, is ook ons kom vertel vir mekaar. François gaan ons iets van die blye boodskap vertel, maar ons kom ook by mekaar om te vertel. En so raak hierdie afkondigings nie net inligting wat ons oordra nie. Dis ook deel van gemeenskap, van geloofsgemeenskap. En daarom dra ons in hierdie oggend, of ons, daar is ook lief en leed, waarin ons dink in hierdie oggend, soos daar verjaardag. En vanoggend se verjaardag Alicia Kamfer en Ena Groblaar. Dan sal verjaardag 80 en op, Ena Groblaar op die 5de Oktober, Piet Ackerman en Ad Boshoff. Die res van die week Gerda Groenewald, Sanmarie Ferreira,
Piet Ackerman, Ad Boshoff, ons het al genoem, Henry Snyders, Natalie Fife, Elisabeth Grebe, Adine Rode, Melinda Wessels en Pauline Coetzee. Verder kan julle gerus ook gaan kyk wie in die volgende week die week daarna gaan verjaar. En ons dink aan Pieter Oosthuizen, een van ons kerkeraadslede, wat op 14 Oktober 'n skouervervangingsoperasie ondergaan het. Gebede gaan ook uit na hom. Konrad Furstenberg, wat tans gesondheidsuitdagings ervaar, en Betsy Skaap, ons ordeliste, wat op die 28ste Oktober 'n voetoperasie ondergaan. In die geval van 'n krisis of siekte of hospitalisasie, skakel gerus met Dewald. Net goed kyk of dit alles is wat hier op my lysie is. Ja, dan 'n belangrike ding. In Oktober maand trek ons almal saam op. Dis 10de maand en ons bring ons beleggings in hierdie kosbare saak ook saam, en daarom nooi ek julle ook uit. In die nuusbrief is daar 'n skrywe oor ons 10de maand, en gaan kyk gerus ook na die video wat daar op ons webblad is. Dis ook iets besonders en dit vertel ons ook net meer waarin ons belê. Dan kom ons kyk gou, ek dink is omtrent alles op hierdie stadium. Soos ons nou ook al gewoond geraak het, gaan ek julle ook net, ek wil julle eers net vertel van daai blom daarso. Jabu het daai blom uit 'n enkele steggie gekweek, en kyk net hoe mooi is dit nou reeds. So dis ook net iets moois wat hier uit ons eie gemeente op 'n besondere manier ontstaan het. Nou wil ek julle nooi, daar waar ons nou sit, ek het nou al gesê, ons is deel van 'n geloofsgemeenskap, en om dit ook te vier, draai sommer net na mekaar toe, soos ons nou al ook gewoond geraak het die afgelope tyd. Sê net goeiemôre, as jy die persoon langs jou nie ken nie, stel jouself weer bekend, en ja, so word ons ook, kom ons tuis ook hierso in die gemeente. Baie dankie, en daarmee handig ek ook oor aan François. Baie goeiemôre vir julle almal. Kom ons word so vir 'n oombliekie stil. Ons gaan net so rustig word. Ons geniet die stilte. En dan gaan ek die kers aansteek, amper 'n simbool. Ons weet dit nou al, 'n simbool van God se lig wat ons deur hierdie dag gaan lei. En dan gaan ons in ons stilte gaan ons oorgaan in 'n lied. Lied 170. En dis 'n lied oor God se heiligheid, maar wat vir my so aantreklik is van hierdie lied is dat dit ook iets sê van ons sing oor God se heiligheid, maar dis 'n lied en dis waaroor vandag gaan. So kom ons word net so vir 'n oombliekie stil.
laat die woorde van ons monde en die bepeinsing van ons harte vir U aanvaarbaar wees, Here, ons rots en ons verlosser. Amen. Liewe vriende, broers en susters, ek wil julle vanoggend groet. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en van die Here Jesus Christus. Ons gaan 'n loflied saam sing en weet jy, vandag vir my is 'n spesiale dag. Frans het nou niks daar gesê nie, maar ek dink dit is 'n wat lemoenfees, is ek reg? Ons gaan wat lemoen eet na die tyd. Ja, my idee van 'n wat lemoenfees is dit is nogal 'n morsige storie. Ek dink die laaste een wat ek gehad het was op universiteit en dit het redelik uitgedraai. Maar vandag wil ons ietsie sê ook, dis lente, dis iets moois. En eintlik wat ons daarmee sê is, as volgelinge van die Here Jesus, is dat ons Here is oral. En alles wat ons beleef is ons Here. So kom ons sing lied 509 en daarvan gaan ons vers 1, 2 en 4 sing. Daar is so 'n klein oomblik in die erediens wat ek hou daarvan om te dink as 'n kalibreringsoomblik waarin ons vir die Here half kom sê, ja, hier is ons, wat is dit wat jy ook vir ons wil sê oor die lewe, die riglyne oor die lewe wat ons moet lewe. En partymal is dit nodig om 'n bietjie na die wêreld rondom ons te kyk of ons moet in herinnering roep, wat is dit wat hierdie week in my lewe gebeur het? Wat se dinge het skeef geloop? Wat se dinge het ek gedoen wat ek nie moes doen nie? En vir my is die teks wat vir ons die hele tyd daarna toe roep, is Romeine 13 vanaf vers 8 tot 10. Want as ons na die wêreld kyk, waarin ons vandag leef en al die deurmekaarheid, dan is daar eintlik een ding wat net die hele tyd nie daar is nie. En dit is liefde. So kom ek lees Romeine 13 vers 8. Paulus sê, julle moet aan niemand iets verskuldig wees nie, behalwe die verpligting om mekaar lief te hê. So opofferende, ek wil amper sê, is 'n lewenseienskap van ons as Christene. Wie sy medemens lief het, het die wet vervul. Want dit,
Jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod ook al word saamgevat in hierdie uitspraak. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie, en daarom is die liefde die vervulling van die wet. Kom ons verklaar dit ook. Ek gaan dat ons terwyl ons so sit 'n lied sing, en dit is die woorde is dan ook lied 526 vanaf vers 526 is eintlik 'n lied wat ons net twee maal kan sing. Hy het net een vers. Maar voor ons dit doen, miskien voor die verklaring, kom ons sê net iets van dit wat ons vir die Here ook wil sê. En ek wil die geloofsbelijdenis of die belydenis van die Jona gemeenskap. Dis aan die een kant is dit 'n skuldbelydenis, maar aan die ander kant is dit ook 'n belydenis dat dit die Here is wat inderdaad alles in sy hand hou. En dit is 'n dialogiese belydenis. Ek as voorganger gaan eerstens my skuld bely, en dan wil ek hê julle moet my vryspreek. En hoe doen julle dit? Julle doen dit want julle weet waaroor dit gaan. Ons ken die evangelie. En dan sal ek daarop antwoord deur te sê amen. En dan is dit julle as gemeenskap, gemeente se beurt. Julle sê dieselfde woorde, dis die onderstreepte gedeelte, en dan spreek ek julle vry. En dis inderdaad ons as Christene se taak om mekaar so vry te spreek. So kom ek begin. Voor God en saam met die gemeente van God bely ek my gebrokenheid, en dat ek op verskillende maniere my eie lewe verwond, en die lewe van ander, en ook die lewe van hierdie wêreld. Amen. Mag God julle vergewe, mag Christus julle vernuwe, en mag die Gees julle help om te groei in liefde. Kom, terwyl ons nou so sit, sing ons hierdie pragtige lied saam. Dis 'n geloofsbelydenis eintlik, waarin ons sê, weet jy wat, as ons wil weet waar is God, al wat ons moet gee vir mekaar is inderdaad liefde. Dan kom ons ook by 'n punt waarin ons die Bybel oopmaak en daaruit vandag preek. Ek moet daaruit preek, julle moet daarna luister. Maar ons diepste gebed vandag is dat die Here met ons sal praat. En ek wil hê ons moet 'n gebed ook sing. Ons ken dit so goed. Dis die gebed wat die Here Jesus vir ons geleer het, die Onse Vader. En in die gebed sê ons, ag Here, laat U koninkryk tog hier op aarde kom. Laat U wil geskied. Trouwens, laat my wil en U wil versmelt. Dis waaroor hierdie gebed gaan. En ook, gee vandag vir ons U daaglikse brood. En dit kan ons sien as normale brood, maar ook die brood wat ons gaan breek as ons die Bybel oopmaak. So kom, terwyl ons sit, sing ons hierdie lied saam as voorbereiding vir die lees uit die Bybel.
Vriende, ons gaan vandag saam lees uit die boek Hooglied. En ons gaan die tweede hoofstuk, ons gaan net 'n paar versies lees. As 'n mens uit Hooglied lees, moet jy nogal mooi lees as jy in die kerk is. So, ons gaan net van vers 7 tot 13 lees uit Hooglied 2. Meisies van Jerusalem, ek besweer julle by die ribbok en die takbok ooe van die veld, moenie die liefde aanwakker nie, moet dit nie opwek nie, voordat dit nie self wil ontwaak nie. Luister my liefste, kyk daar kom hy, al bokspringend oor die berge, al huppelend oor die heuwels. My liefste is soos 'n ribbok, soos 'n jong rooi takbok. Kyk, ek staan agter ons huismuur en hy kyk by die venster en hy loer deur die latwerk. My liefste antwoord my, hy sê vir my, staan op my liefling, my mooiste en kom. Want kyk, die winter het verbygegaan, die reën is verby, dit het opgeklaar. Die veld staan in die blom, die tyd om te sing het aangebreek. Die gekoer van die tortelduwe klink op in ons land. Die vyeboom laat sy groen vye uitswel. Die wingerd bot en versprei sy geur. Staan op my liefling, my mooiste en kom. Miskien net verskoning maak vandag hier vir die moederskamer, die skerm daar is af. En dit gaan nou maar oor die krag wat ook af is. So jammer vir julle ouens daar. Hooglied 2. Jy weet, vriende, lente is deesdae nie meer wat dit was in die ou dae nie. Ek weet nie of dit vir julle ook so voel nie, maar in die ou dae het vir my gevoel die lente vat so rukkie, jy word gewoond daaraan. Dis eintlik is actually 'n seisoen wat jy kan sê, daar is die lente. Maar deesdae is dit winter, een dag is dit koud, volgende dag en skielik is dit sommer warm, somer. Hierdie jaar is dit 'n bietjie anders, maar dit voel nog steeds vir my, daar is nie regtig 'n plek waar ons kan wys, daar is die lente nie. En toe ek nou begin bietjie krap vir 'n tema teks vandag toe, Dewald vir my sê, ja, dit is nou wat lemoenfees. En toe het ek nou gedink daaroor, en gedink, jy weet jy, in Pretoria, dink ek ons besef of besluit dat lente is eintlik hier, eers in Oktober, wanneer die jacaranda bloeisels begin blom. Dan voel dit vir ons, okay, nou is dit properse lente, en ons kan dit geniet, en miskien is dit ook waaroor die watlemoenfees gaan. As die watlemoene mooi rond is, en hy lê so rooi binne-in, dan weet jy, dis lente, die winter gaan nie weer hier wees nie, en dis tyd om anders te dink oor die lewe, en dis waaroor vandag gaan. En weet jy, hierdie gedeelte in Hooglied is so 'n pragtige gedeelte, wat vir ons ietsie vertel van hierdie tyd waarin ons leef, en daarom wil ek vanoggend hierdie gedeelte uitlees en ook daar uitpreek. Want ek dink hierdie seisoen is vir ons belangrik, hier in die suide van die wêreld, in hierdie tye waarin ons ook leef. Nou goed, kom ek sê so ietsie oor die agtergrond van die boek Hooglied. Hooglied word deur baie teoloë beskou as deel van die wysheidsliteratuur van die Bybel. Daar is sommiges wat sê nee, dit pas nie heeltemal reg nie. Party ons wil sommer Hooglied uit die Bybel uithaal. Maar ek hou daarvan om te dink daaraan as een van die belangrike tekste of van die wysheidstekste in ons Bybel. En in al die wysheidsgedeeltes in die Bybel sê eintlik vir ons ietsie oor die alledaagse lewe. Daai dinge wat ek en jy elke dag mee moet struggle, en wat ons allerlei dinge mee moet doen, en dinge wat ons geniet in die lewe. En Hooglied wil vir ons vertel, onder andere, net soos die ander boeke van die wysheidsliteratuur, hoe om daarmee om te gaan. In die meeste van hierdie boeke speel God nie regtig 'n vreeslike belangrike rol nie. In die boek Job wel kom God tot spreke in die begin van Job en wel aan die einde. Maar jy vind hom redelik min in Spreuke, word genoem, maar baie min. In die boek Prediker sê die geleerdes is meeste van die verwysings na God is eers 'n bietjie later bygevoeg, toe die ouens gevoel het, jong, hierdie prediker het 'n sekere manier om te kyk na die wêreld, en dis glad nie godsdienstig nie, so kom ons help hom so bietjie, en ons probeer hom so bietjie
redigeer dat dit beter inpas in die Joodse geskrifte. Maar die boek Hooglied kom die naam God nie eers iewers voor nie. Dit is net soos die boek Ester, waar die naam van die Here nie eers genoem word nie. Maar elkeen van hierdie 4 boeke sluit eintlik by mekaar aan. En dit vorm eintlik as dit ware so 'n volledige siening van die lewe oor sekerlik die diepste sinsvraagstukke wat ons het. So kom ek gaan net so vinnig. Kom ons begin by Spreuke. Spreuke wil die vraag vra: hoe kan ek sinvol leef? Wat is dit belangrik in die lewe waarmee ek sinvol kan leef? En dan die volgende boek wat ons na kyk is Job. Job sê, wel, dis nou een ding om te vra, hoe moet ek leef om sinvol te leef, maar wat gebeur as dinge nie sin maak nie? En Job probeer vir ons daai antwoord gee. En daarom is dit 'n boek wat ons baie maal na gryp as ons onseker is oor die dinge wat regtig nie sin maak in die lewe nie. Die boek Prediker sê, ag, wat, of dit nou sinvol is en of dit sinloos is, wat maak dit nou regtig saak? Alles is net wasem. Dit is net so tydelik. Vlietend is miskien 'n mooi woord vir dit wat Prediker wil oor praat. En dan kom ons by Hooglied, en Hooglied sê, weet jy wat? Jy moet die lewe geniet. Veral die sinnelike dinge. Die dinge wat sintuiglik kan ervaar word. Prediker sê ook iets daarvan, maar Hooglied wil vir ons iets daar sê. Geniet die lewe. Veral die sinnelike dele van die lewe. Nou, al hierdie dinge wil ek amper sê ten diepste moet ons na kyk en ons moet vir onsself sê is geestelike dinge. Die insluiting van al 4 boeke in die kanon herinner ons in wese dat dit miskien nie heeltemal so kras is soos wat Paulus dit later van tyd probeer wou sê dat daar vleeslike dinge in die lewe is en geestelike dinge nie. Hierdie boeke wil vir ons herinner daaraan dat alles in wese geestelik is. Eintlik is daar nie so iets soos geestelike dinge en vleeslike dinge nie. Geestelikheid het te maak met die manier hoe ek na dinge kyk. Het ek 'n geestelike ingesteldheid, dan sien ek amper alles as werklik geestelik. En dit geld selfs vir die dinge in die lewe wat ons sou sê is die sinnelike dinge in die lewe. En Hooglied is by verre seker die boek wat die minste uitgepreek word, want ek dink die dominees weet nie altyd wat om daarmee te doen nie. En ons mense sal ook wonder, nou hoe moet ons uit hierdie boek uitpreek? En daarom dink ek is die boek Hooglied heel dikwels amper allegories beskou as God se verhouding met sy volk. En die kritici het gesê, ag nee man, mens kan nie so met die Bybel maak nie. Die Hooglied is nie eens bedoel om regtig veel oor God te sê nie. Dit gaan in wese oor verliefdheid en liefde en seksualiteit en dis nou maar net soos dit is. Maar as 'n mens mooi na hierdie teks kyk, selfs met die feit dat God nie eintlik genoem word nie, dan kom jy agter, maar eintlik ervaar jy, dis eintlik 'n gevoel, 'n intuïsie, dat agter alles, net soos in die boek Ester, agter alles is God. En daarom word hierdie teks ingesluit in die Joodse kanon, omdat jy dit intuïeer, nee, dat God is inderdaad agter alles. En daarom is dit vir ons belangrik om die boodskap van Hooglied vir ons tyd en vir ons lewens te probeer vasvat. Nou, in ons geleesde gedeelte word, kom ons sê, die sinnelike of selfs essensiële aspekte van die lewe word eintlik verstaan as 'n samevloeiing met God se liefde, kom ons noem dit sy liefdesritme met sy skepping. Ons noem dit die seisoene. Dit is interessant, die woord seisoen kom van die Latynse woord satio af. Wat beteken die saaityd? Dis 'n landbouterm eintlik. Dit het te maak met die siklusse van die landbousiklus in 'n sekere sin. En ek dink dis ook belangrik. So kom ons dink daaraan seisoene. Wat sê elke seisoen vir ons? Kom ons begin weer onder hier by somer. Somerseisoen in Suid-Afrika is hierdie vol en oordadige seisoen, né? Baie van ons gewasse raak ryp in hierdie tyd.
As jy na die groen kyk, kom ons dink nou hier oor Desember, Januarie. As jy na die groen blare kyk, dan is hulle nou al so grysgroen. Jy wil amper sê, ag nee asseblief, jy moet nou net klaar kry. Dis nou warm. Daar's baie insekte. Dis asof dit amper te veel vir ons raak. En dan kom herfs in die lewe. En herfs is 'n tyd om afskeid te neem. Jy sien die blare begin val en jy weet, okay, daar's 'n verandering in die lug. Dinge is besig om nou vinnig winter se kante te kom, want winter is 'n belangrike tyd ook in die seisoene. Die bome is kaal en leeg, maar ons weet, dit is die tyd wanneer die wortels diep onder die aarde hulle water vind en hulle vol maak, wanneer hulle sterk word, want die siklus gaan voort. En daai siklus begin in wese in lente. En dit is natuurlik 'n uitdaging om bietjie na hierdie siklusse te kyk. Ek het ander dag met die jong mense het ek so bietjie daarna gekyk oor hierdie siklusse wat in elkeen van ons se lewe afspeel ook. En hoe belangrik is dit om die siklusse te herken, om die seisoen te raak te sien waar die Here jou nou op hierdie oomblik ook insit. Is dit 'n somerseisoen vol en oordadig? Is dit 'n herfsseisoen? Is een van die moeilikste seisoene om raak te sien. Is daai seisoen waar ek moet totsiens sê vir die lewe of vir 'n huis of vir 'n kar of vir kinders wat uit die huis uit gaan. Dit is moeilik, dit is baie moeilike tye. En dan die winterseisoen, daai swaar tye in 'n mens se lewe wat dit voel, ek word kaal gestroop, maar jy moet weet, dit is die tyd wanneer jou wortels nou moet diep kos vind. Of lentetyd. Wat 'n seisoen is jy ook nou vandag in? Nou goed, in ons gedeelte is beide die man en die vrou eintlik reg deur die hele boek Hooglied gesels hulle so met mekaar. Nee, dis 'n lied, dis amper 'n gedig wat hulle so een na die ander vir mekaar sê. Maar in die gedeeltjie wat ons gelees het, Hooglied 2 vanaf vers 7, is dit eintlik net die vrou wat praat. Selfs wanneer die man praat, dan is dit eintlik in haar gedagtes. Dis is hy hom hoor praat. Dis is hy hom graag wil hoor praat met haar. En in hierdie tyd sien ons dan praat hulle spesifiek of sy dan spesifiek oor hierdie lentetyd. En wat is hierdie lentetyd? In Palestina is dit na die winter. En die winter is soos die Kaap. Dis 'n goeie tyd van die jaar om in die Kaap te wees. Dis hoekom ons Gautengers nog hier bly. Ek hoop nie daar's van julle wat nou Kaap toe wil trek nie, want dit is eintlik maar redelik goor vir meeste van die tyd van die jaar. Hulle rugby is nie te bad. Maar goed. So in die Palestina streek was dit nie regtig 'n nat tyd nie. Dit was net 'n goeie tyd. En daarom skielik wanneer die lente breek, dan is dit tyd vir 'n nuwe seisoen in almal se lewe. En dit word so mooi beskryf in hierdie gedeelte. Daar's so 'n gedeelte in die middel wat in kursief gedruk is, maar al die ander dinge is elemente wat wys na hierdie tyd. Die veld staan in blom. Die vyebome laat hulle vye uitswel. Die tortelduwe koer en al hierdie dinge wys hier na daai gekursiefde gedeelte. En dit sê vir ons, dit herinner ons, dit is tyd om te sing. Dis die tyd waarin ons nou is. Alles vergroen, alles verblom, en dis soos 'n klok wat lui vir hierdie jong meisie in ons storie. En die klok sê, luister, dis tyd om nou fees te vier. Dis tyd vir sing. Dis tyd vir die liefde. En dis daarom dat sy in vers 7, nou roep sy eintlik hierdie meisies van Jerusalem op en sy sê vir hulle, asseblief julle, ek besweer julle by die ribbokke en die takbokke van die veld, julle moenie die liefde aanwakker, moenie dit opwek nie voordat dit nie self ontwaak het nie. So amper asof sy sê, die lente daar buite sê vir julle dis nou tyd. Alright, dis nou tyd, maar moenie dit ryp druk nie, soos die ou mense gesê het. Die liefde pas ook in God se siklus, sy liefdesiklus in, en ons moet daarna luister. Dit is inderdaad die tyd waarin sy nou is. En om dit reg te kry, om die heeltyd te weet wanneer is dit, wat se seisoen is dit in my lewe, en of dit regtig nou lentetyd is, of is dit nou herfs, moet ek baie mooi oplet in die lewe.
Daar's 'n woordjie wat in die Hebreëus gebruik word. Trouwens, dit word 16 keer gebruik in die boek Hooglied. En 2 keer in ons gedeelte, en dis die Hebreëse woord hine. En dis nogal 'n woord wat nou onlangs, of nie onlangs, so 'n paar jaar terug, redelik bekend geword het. Leonard Cohen het een van sy laaste liedere geskryf, waarin hy in die lied sê, hine, Lord, I'm ready. En hine beteken, kyk, of let op. Dit is eintlik wat dit beteken. Dis nou soos wanneer jy byvoorbeeld daar, sê net maar iets snaaks gebeur hier voor in die kerk, en jy stamp die persoon langs jou so, en jy sê, kyk daar, let op, sien dit raak. Of wanneer jy iemand wakker skrik, en jy sê, hey! En hierdie woord wil eintlik ietsie daarvan sê. Hy word 2 keer hier gebruik in ons gedeelte. Aan die een kant, byvoorbeeld in vers 9, dan sê sy, kyk, my geliefde staan by die huismuur. Vers 11, kyk, let op, die winter het verbygegaan. En dit is amper asof sy die mense langs haar wil wakker maak en sê, luister, kyk daar, sien jy dit raak? Die lente is hier. Jy moet op die uitkyk wees om dit raak te sien. Moenie dit mis nie. Dit laat my dink aan ou Paulus wat in Efesiërs 5 vers 14 sê die volgende woorde. Hy sê: word wakker, jy wat slaap, en staan op uit die dood, en Christus sal sy lig oor jou laat skyn. En wanneer Paulus hier praat, dan praat hy met die mense wat eintlik in hulle heidenskap vasgevang was, in die duister, in 'n menslike manier van lewe wat hulle gesukkel het om weer uit te breek. En dis waarom Paulus sê, julle moet wakker word. Nee, kyk, word wakker. Dis tyd om nou in hierdie nuwe lig van julle te leef. Dis tyd om uit jou donkerte uit op te staan. My broer en suster, ons leef, ons is volgelinge van die Here Jesus Christus. Ons leef, sê baie van ons, in donker tye. Miskien kan sommige ouens sê, ons leef in 'n herfsttyd in ons wêreldse geskiedenis. 'n afsterwe van 'n ou wêreldorde wat vir die laaste 100 jaar gegeld het. Miskien langer selfs. En daarom lê daar 'n winter voor ons voor. Party van ons mense sal dit wil sê. Of ons kan sê, nee, weet jy wat, ek sien eintlik die begin van 'n nuwe wêreldorde. Dis iets nuuts om die draai. As ek nou luister na die kommentators en politieke kommentators van hoe die wêreld besig is om af te speel, is dit inderdaad die dood van iets ouds en daar kom iets nuuts na vore. En dalk is dit heeltemal 'n nuwe vernuwing in ons samelewing. Maar weet jy, as gelowiges, as mense wat God agter alles sien, wat sê op die berge, in die dale en oral is my God. Vir ons moet na al die dinge wat rondom ons gebeur, moet ons bietjie kyk en ons moet eintlik maar dit so bietjie met 'n knippie sout vat, want ons het 'n langtermyn uitkyk op die lewe. Ons weet agter dit alles is die God van alle dinge. En hierdie menslike seisoene wat ons in is maar net so wispelturig soos die mens self. Nee, agter al ons menslike giere en ons grille speel God se liefdessimfonie met sy skepping eintlik steeds af. Dit gaan onverpoost voort. En die klokke van die lewe vandag lui. Die bome is in bot. Die bloeisels is daar, die jacarandas is in hulle pers. En is amper asof die natuur vir ons moet sê, ook in hierdie tye waarin ons leef, hey, hiernie, word wakker, jy wat slaap, en staan op uit hierdie doodslaap van jou. Of soos ons jonger mense, ek sien ons ouer mense ook deesdae, word wakker uit hierdie doomscrolling van julle, wat julle vasgevang word in 'n sirkeldenke van gedagtes. Soos wat ons nou 'n paar weke terug gesien het, dit gebeur het met Dani Botha en die wegraping tyd. En wat gebeur met baie mense, ek hou byvoorbeeld met groot afwagting die hele ding rondom hierdie komeet wat hier deur ons sonnestelsel vlieg, 3i Atlas.
hou ek nou baie fyn dop. Dis nou 'n interessantheid. Maar as jy na party ouens kyk, jong, dan hulle maak al reg want die aliens is hier. En dis wanneer jy vasgevang word in hierdie manier van kyk dat jy dit alles mis wat rondom jou gebeur. En want die klokke lui om te sê dis nou lente. En dis nou tyd om op te staan. En dis nou tyd om mee te doen in God se liefdessimfonie. Want glo dit of te nie, dis tyd om te sing. Dis tyd om te sing. Dis en meer is een opsig beteken my essensiële burgerskap van God. As ek sê ek is 'n volgeling van die Here Jesus Christus, dan beteken dit daar's 'n lied in my hart altyd. Beteken ek is 'n burger van sy koninkryk. Ek leef klaar daar. Ek sien dit, ek voel dit, ek ervaar dit. En omdat ek dit sien en voel en ervaar, is ek minder begaan oor die wêreld se ritmes en veel meer sit ek my aandag en ek laat dit daar rus by God se konstante voorsienigheid in my eie lewe. En ja, dalk gaan ons hier en daar deur 'n moeilikheid, dit is inderdaad so. Maar God se seisoene is baie langer as wat elkeen van ons kan ooit dink of droom. Ons moet maar net kyk na die gelowiges van Hebreërs 11, mense soos Abraham. Daar staan hy het geglo, hy het die hemelstad gesien. Hy het gesien dat God vir hom 'n groot nasie gaan word. En het hy dit enigstens gesien? Nee, het nie. Maar dit het 'n werklikheid geword in die mens se naam. My en jou doel en taak is net om saam te speel met God se natuur, God se liefdessimfonie met hierdie wêreld. Ons moet net ons oë oopmaak. Die natuur se vieringsklokke is aan die lui, helder en duidelik. Hier nee, moenie dit mis nie. Die winter is verby, dis tyd vir iets nuuts. Dis tyd om te sing, dis tyd om mekaar te geniet en ons moet eintlik soos wat die geliefde in hierdie gedeelte sy geliefde roep, moet ons mekaar dit herinner, ons moet mekaar oproep, en mekaar so vat in die hand, as ons sien die ene verval in sy donkerte, of in haar donkerte, dan moet jy hom so in die hand vat en sê, hey, my lief, my geliefde, my mooiste, staan op, kom vier saam met my, dis tyd vir die liefde, dis tyd vir die lewe. Amen. Ons hemelse Vader, ag, ons dankie Here dat ons 'n lied in ons hart het en dat dit altyd kan opklink. Ten spyte van dinge wat daar buite miskien soms 'n bietjie deur mekaar hardloop, weet ons Here, dis maar die wispelturigheid van die mens. En alhoewel dit vir ons interessant is en alhoewel ons moet weet wat gaan aan in die wêreld daar buite, hoor ons dit vir wat dit is. Maar agter dit alles is die God van die heelal. En die God van die heelal is besig met sy liefdessimfonie reg deur die heelal, maar veral hier op planeet Aarde, op die suidelike halfrond, ervaar ons nou die lente. En ons wil vir U sê dankie Here daarvoor. Here, help ons dat ons hierdie tyd wakker is, dat ons dit kan geniet, en dat ons altyd die ewigheid agter dit alles kan raak sien, en kan rus in U voorsienigheid. Here, dit is ons gebed. Ons vra Here dat U ons geloof sal versterk op daai punte waar dit nog so swak is en waar ons onsself so maklik vasdraai in die donkertes en die duisternis. Waar ons so maklik wil kyk en alles winter sien. Ons vra Here dat U ons geloof sal versterk, dat ons 'n visie sal kry wat verder en heerliker is as wat ons as mense baie maal het. Dat ons die dinge kan sien, Here, soos wat U dit sien. Dit is ons gebed. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Kom ons dien die Here met ons offers.
Ja, sê, baie dankie Rian. Op die klavier, daar agter Johan op die klank en Vincent en Dewald het nou nie rondgehardloop soos mal hase om alles reg te kry toe die krag afgaan. So baie dankie vir julle, dankie ook vir die diakens. Ons gaan afsluit met hierdie lied wat Rian nou net gespeel het. Dit is lied 460. En ons gaan vers 1 en 3 sing. En ek wil amper weer eens sê, nee, staan op my geliefdes en kom ons sing hierdie mooi lied. Kom ons vier. En as ons klaar is hier, gaan maak 'n draai dat ons saam 'n bietjie wat lemoen ook kan eet. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus en mag die liefde van God ons Vader en mag die nabyheid van die Heilige Gees saam met elkeen van julle wees en bly. Amen. Dankie julle hoor. Ons het gewag by die amen, maar is reg. Sien julle